Hartlike goeienaand, baie welkom vanaand by ons huisgodsdienst, by ons Bybelstudie. Yes, so ja, ons skuif lekker in en geniet hierdie wonderlike aand saam met ons vanaand. Kan jy glo, ons is hier teen die einde van die week. Hoe vinnig tyd loop, baie welkom hier by ons huisgodsdienst vanaand. So ja, ons het vanaand 'n baie interessante onderwerp. Ons het al baie oor dit gepraat, maar net weer bietjie in perspektief wil ek vanaand 'n bietjie met jou gesels oor wat is gebed en hoekom is dit so belangrik in die Onse Vader. En ons gaan so 'n paar goedjies maar bietjie met jou deel en as jy ook skrif het en iets wat vir jou interessant is, deel dit met ons. Goeienaand Wendy, ons moderator wat vir ons help hierso om al die versies op te sit. Baie dankie. Wendy Ann, goeienaand. Annelie Marie verjaar vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ekskuus, ons het lekker op die foon gepraat, maar die syne was baie swak. Thys Loods verjaar ook vandag. Baie geluk Thys. En ja, ons het nogal baie Januarie babas. En Annelie sê ook, kon haar maar nie maar net 'n beter tyd van die maand gekies het. Hoe sê is Januarie. Maar ja, geniet dit en mag die Here julle ryklik seën. Is lekker om te verjaar. Is julle aand. Goeienaand Lorika verjaar nie, so sy sê sy verjaar nie. Esther, goeienaand. Esther, het jy vir Thys gespoil dan vandag? Chris, goeienaand. Hallo en Fred, hoe gaan dit? Hallo Annie. Ja, happy birthday. Ek wil net nou dat ek Chris sien net sê baie dankie. Julle manne, goeienaand Jackie, ons het gisterand ons eerste priesterskap, ons manne byeenkoms gehad en wow, wat 'n belewenis. Geweldige goeie opkoms gewees, dankie vir elkeen wat gekom het, so dit beteken vir my dat die Here uit gehoorsaamheid met ons praat en dankie vir elkeen wat gekom het. Annette Lichtenkost Groenewald, goeienaand, hoe gaan dit met jou? Ja, goeienaand Linda, laat sy daar klim die mense nou lekker op. Mense, ek gaan die ou mense kon nie calculate nie, ja, wragtig so. Ek wil vanaand vir jou vra om hierdie boodskap te stuur. Daar is die NGL Elspark, hallo Gerard, belangrike gedeelte van ons geloof. Yes, amen, baie belangrik. Ja, jy moet luister, het gaan lekker wees, interessant, deel julle insette. Hierdie Bybelstudie is om te deel, om iets by te sê, om goed te doen. En so ja, deel het almal. Rita, goeienaand. So ja, Letitia, Herbert, goeienaand, gaan dit goed met julle? So ons gaan vanaand, lekker om julle te sien, Letitia, baie dankie. So, ons gaan so 'n bietjie deur die Bybel blaai, so ek wil vanaand vir jou vra om saam te gaan, of maak maar net notas, John, lekker om saam met jou op te klim. Ek het nou vir my vrou gevra, Lieva, geef my water bring, asseblief. Ja, moet ek vir 'n vrou baie dinge vra, 2 of 3 keer meer vra, maar ja. Maar in elk geval, dis lekker om die Here te dien. Andries, goeienaand. Ja, ook Andries was daar gisterand. Ja, ons bijeenkoms was baie lekker. Maar ons dank die Here vir vanaand se woord. So ek wil vanaand bietjie met jou gesels oor wat is gebed en hoekom dit so belangrik is. En elke mens het seker maar 'n perspektief oor dit. Maar die waarheid van dit is om te gaan kyk wat dit vir ons beteken vanaand. En ek dink dis baie belangrik om dit te kan verstaan. So, as ek vanaand vir jou as mens moet vra, wat beteken gebed vir jou? Dan het elkeen maar hulle opinie, wat hulle dink gebed beteken. Nou gebed, in die eerste plek, is 'n dialoog, is 'n tweegesprek. Gebed is kommunikasie, baie belangrik. En 'n verhouding met God. Jy kan nie sê jy het 'n verhouding met God, maar jou gebedslewe lyk anders te nie. Dankie, daar sy, baie dankie. So, daai is baie belangrik. Dus, om dit te kan verstaan is, as ek vanaand vir jou moet vra, wat is gebed, dan moet jy weet, dit is 'n kommunikasie, en dit is om 'n verhouding te kan hê. Hallo Jaco Engelbrecht, hoe gaan dit? En 'n verhouding te kan hê met God, en om met hom te praat, natuurlik, en om met hom te praat, en die belangrike is om na hom te luister, en om jou lewe toe te vertrou aan die Here. En daarom wil ek jou Sondag nooi. Sondag se tema is ons lewe in tye van onsekerheid. Onseker tye, ons is besig om dit te beleef elke dag, en hierdie is so belangrik. Maar kom ek en jy kyk gou vanaand, wat leer die Bybel ons
Wat leer die Bybel ons? Wat is gebed? Eerstens, baie belangrik, gebed is nie net versoeke nie, maar hier is 'n paar baie belangrike dinge, en ek wil hê jy moet vanaand saam met my hierdie neerskryf, en ek het dit nou so op my laptop of op my rekenaar hierso op my PowerPoints, en hierdie is belangrik en ek wil hê jy moet dit verstaan. So ek sê weer vanaand vir jou, gebed is nie net versoeke nie, maar ook, hier sit, baie belangrik, aanbidding. In Psalm 95 vers 6 sien ons byvoorbeeld wat dit is om te bid, dit is aanbidding, dis danksegging, baie belangrik. Filippense 4 vers 6, wees in alles dankbaar. Jy weet, dis van kardinale belang. Dit moet deel wees om nie net te bid en te sê, Here, ek bid omdat ek 'n versoek het nie, maar ek bid, ek is in aanbidding met die Here. Kom ons hoor gou wat sê, kom ons lees gou Psalm 95. Hoor wat sê hy vir ons in vers 6. Hy sê, kom laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons sneeu voor die Here wat ons gemaak het. Hoor daar. Hoor jy wat sê hy? Hy sê, kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons sneeu voor die Here wat ons gemaak het. En is danksegging, en 1 Johannes 1 vers 9 kom en dan sê, dis 'n belydenis, as ons sonde bely, as ons 'n belydenis doen, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om al ons oortredinge te vergewe. Maar as jy sê jy het nie sonde nie, mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. So weet jy wat, al is jy 'n bekeerde, wil ek vanaand vir jou sê, wat is gebed? Gebed is 'n belydenis, is om jou sonde voor die Here te bely, om jou daaglikse sonde voor die Here te bely. Nie dat ek glo en vertrou dat jy dit uit moeswilligheid uit doen nie, maar as sekere dinge gebeur, is om dit te erken, om 'n belydenis te kan doen. So sien jy gou hoe belangrik is hierdie om te verstaan, hierdie faktore van wat gebed is, die faktoor van om te kan besef dat dit is goeie kommunikasie, dis 'n dialoog, dis 'n tweegesprek, dis 'n verhouding met die Here, is om na hom te luister, is om met hom te kan praat en hom te vertrou, om hom te vertrou. En dan baie belangrik, as jy gou saam met my kan lees 1 Timoteus, kom ons lees gou saam, 1 Timoteus 2, kom ek gee jou gou 'n kans om daar te kom, hoor wat sê hy, 1 Timoteus 2 vers 1, 1 Timoteus 2 vers 1, hoor wat sê hy, en daarom in my hele leeftyd glo ek in voorbidding by die huis, voorbidding voordat ek kerk toe gaan, dat die Gees van die Here sal beweeg, en in ons afsondertyd, in tye waarin dit is, of jy in enige posisie is in die kerk, diensdag van die Here, leierskap, ouderling, diaken, prediker, ek wil hê jy moet iets baie mooi verstaan. Die Bybel leer ons van voorbidding. In 1 Timoteus 2 vers 1 sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, hoor daar, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Hoor daar. Hoor gou mooi wat sê hy. Hy sê daar, hy sê ek vermaan julle dan met smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word in vir alle mense. So daai is baie belangrik. Hoor daar. As jy kerk toe gaan, is om met voorbidding te gaan, om met 'n verwagting te gaan, om te weet, vandag moet ek iets skryf, vandag gaan ek die Here loof, vandag gee ek nie om oor, dis dalk nie my gunsteling liedjies nie, of dis dalk nie die liedjies waarvan ek altyd hou nie, of die preke waarvan ek altyd hou nie, maar iewers te weet ek dat God het 'n doel, en hy het 'n plan met my, en ek is daar om hom te aanbid. Daar's baie keer liedjies wat ek nie saam sing dalk nie, wat ek net lekker in aanbidding gaan. Ander kere sing jy daai einste liedjie saam. Maar ander kere is jy net lekker in aanbidding. Jy sien, want wat is gebed? Gebed vloei uit 'n verhouding. Dis nie 'n ritueel nie. As jy dink dat gebed 'n ritueel is, wil ek vanaand vir jou sê, sit jy heeltemal die pot mis. Dis 'n verhouding.
Hoekom moet ek en jy as kinders van die Here, hoekom moet ons as gelowiges, hoekom moet ons as God se kinders, kom ek stel dit so, dis mooi, hoekom moet ek en jy as God se kinders, goeienaand Norman en Sanet, hoe gaan dit daar met julle? Hoekom moet ek en jy as God se kinders bid? Hoor gou mooi. Kom ons kyk. Want God beveel ons om te bid. Hy beveel ons, hy kom in 1 Tessalonisense 5 vers 17, dan sê hy vir ons kragtig, hy sê bid sonder ophou. Hy sê bid sonder ophou. In Jesus self, Jesus is 'n voorbeeld. As daar iemand in die Bybel is wat vir ons 'n voorbeeld was, dan was dit Jesus self. Kom ons kyk na Jesus se voorbeeld in die Nuwe Testament. Kom ons blaai na Markus 1 toe. Ons blaai na Markus 1 toe. En dan gaan ons blaai na Lukas 5. Markus 1 vers 35. Hoor gou baie mooi. Hoor wat sê hy. Wat is hierdie mooi voorbeeld? Markus 1 vers 35. Hoor wat sê hy hierso. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek, hoor gou mooi, vertrek en daar gebid. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek, vertrek en daar gaan bid. Hoor wat sê die Here? Hallo John, hoe gaan dit? Hoor wat sê hy so. Jesus self, hy sê vroeg in die môre, nog diep in die nag. So dit beteken dat hy in stilte, in tye van stilte, in die nagwaak, in stilte tye, wanneer 'n mens hoor, praat is silwer en goud is, of stilte is goud, die Here sê dit. Hy sê dit. Hoor wat sê hy vir ons in Lukas 5 vers 16. Lukas 5 vers 16. Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Goeienaand Linda, gaan dit goed? Sonder gebed is vuil van die wêreld se sondes. Ja, dis baie waar. Dis baie waar. Nee wat, jy sê laat nie, gelukkig kan ou die goed agterna weer luister. Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gaan bid. Hier's Jesus leer ons hierdie om te bid, want dit is 'n verhouding. Weet jy wat doen gebed? Gebed bring ons nader aan God. In Jakobus 4 vers 8 dan gee hy vir ons hierdie, en ek sê dit altyd vir mense. In Jakobus 4 vers 8 sê hy, nader tot my en ek sal tot julle nader. Nêrens anderste is dit so nie, want God gee ons 'n vrye wil. Selfs gebed in die eerste plek is werk. Gebed vegwerk. Om te bid is om regtig tyd uit te sit en te weet, dis deel van dissipline, geestelike dissipline, om regtig eenkant te wees en te kan bid en net iets te kan sien en te kan beleef, dis wat dit beteken. Weet jy wat doen gebed? Gebed kom en dan verander dit jou hart. Dit verander mense se harte. Dit verander regtig die diepte van jou hart. Nie altyd noodwendig die omstandighede nie, maar ons ingesteldheid. Hoor mooi, ons het so 'n verwagting baie kere dat die Here ons omstandighede moet verander, maar weet jy wat? Dit verander jou ingesteldheid. Dit verander baie dinge, en jy sal nou sien ook Sondag se preek, wat ek daarby bedoel. En dan kom ons by die belangrike gedeelte van hierdie gedeelte vanaand, is dat Jesus se onderrig oor gebed, kom ons en dan lees ons dit in Matteus 6, en ek wil dit vanaand vir jou bring. Gebed, een van die mooiste gedeeltes, die Onse Vader. Hoe ons nie moet bid nie, kom ons kyk gou hoe ons nie moet bid nie. Wat sê hy vir ons in vers 5? Hy sê dat, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op hoeke van strate te staan en te bid en deur mense gesien te word. Hoe ons nie moet bid nie is nie om mense te beïndruk nie. Nie met leë herhalings nie, nie oor en oor nie. Hoe ons wel moet bid is, dan kom hy, dan sê hy met opregtheid. En dis vir my baie belangrik. Dit is hoe ons moet bid, met opregtheid, in afhanklikheid, om te weet dat jou gebed weeg swaar. Jou gebed weeg baie swaar.
in vers 8, hoor wat sê, voordat ons gaan na die Onse Vader toe, dan sê hy, en dan, nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. In geloof, hoor gou baie mooi, in geloof, dat God kan hoor. Jy bid in die geloof, weet jy hoe aktiveer jy God se gehoor vanaand? En hierdie is baie belangrik. Gebed is vir God se ore, nie vir mense se ore nie. Wanneer ons bid, bid ons wel vir mekaar. Maar wanneer jy bid, hierdie gedeelte wat hy ons hier leer en lees ek en jy vanaand iets, leer ons iets besonders. Wanneer ons bid, dan bid ons sodat God se ore ons moet hoor, nie mense se ore nie. En daai is baie belangrik. As ek bid, praat ek met die Here, en as ek Bybel lees, praat die Here met my. Amen. Daar stel Jackie dit baie mooi. Hoor hoe mooi sê sy dit daar. En daar's baie krag in gebed, ek stem saam. Dankie vir julle deelname, dankie dat julle saam praat vanaand. En weet jy wat? Ek het hier in my Bybel, dan skryf ek dit, en ek sê dit altyd, dat die Onse Vader, die instelling is 'n model van 'n gebed. As 'n mens gaan kyk ek wil gou vir jou ietsie verduidelik rondom golf. Elke golfbaan het wat hulle noem 'n signature rol. Met ander woorde, dit is hulle mooiste gaatjie. Vir party mense is iets anders, maar hulle het een gaatjie, en gaatjie nommer 4 en by hierdie baan, en gaatjie nommer 7 by daai baan. Elke golfbaan byvoorbeeld het 'n signature rol. Nou as daar 'n signature vers is, of iets is wat dit is van gebed, is dit hierdie model van Matteus 6, waar Jesus ons leer. Ek is maar net 'n vergelyking wat ek vir jou wil noem in elke manier, nie dat ek nou godsdienst met golf wil, net om vir jou 'n illusie te skep, om vir jou iets te wys daardeur. Maar die Onse Vader is hierdie model van 'n gebed. En dan kom hy en dan sê, weet jy wat, Onse Vader is nie net 'n gebed om te sê nie, maar weet jy wat, hierdie Onse Vader is die raamwerk van alle gebede. En dit is so belangrik, en ons moet dit doen. Dan kom hy, weet jy wat, dan sê hy, so moet julle dan bid, dan sê hy, die Onse Vader, wat beteken die Onse Vader? Dis 'n verhouding. Dit gee die gesprek, dit gee die wonderlike manier van ons verhouding met die Here. En dan kom hy, dan sê hy is in die hemelse gesag. Dan sê hy, wat in die hemel is. So ons gee daardie opperste gesag aan God. Jy moet vanaand weet is dat God is 'n God, hy's 'n soewereine God. Hy's 'n God van hemel en aarde. Hy is 'n verterende vuur. Man, hy het soveel mooi name. Daar's soveel krag in dit. Maar wat uitstaan vir my is, dis gesag. Ek en jy kom tot gesag na dit toe. En dit is wat ons doen. Daar sê Linda, dit is waar ons erkenning gee. Ons kom erken, ons praat met die Allerhoogste, die Allerheiligste. En dit is wat vir my so mooi is van hierdie hierdie gebed begin deur om te sê, ons kom met vertroue en eerbied. Goed, dit is belangrik. Ons kom met vertroue. Ek sê weer, hoekom? Sodat ons woorde God se ore kan raak. Want ons gebede is vir God se ore, nie vir mense se ore nie. Dit is vir God se ore gesit. Dan sê hy, laat u naam geheilig word. Hoor wat sê hy daar? Laat u naam geheilig word. Wat beteken dit? God se naam is die naam bo elke naam. Dis die krag. Dis die krag. God se naam is krag. God se naam is, God's name is power. Laat u naam geheilig word. God is 'n God van orde. Hierdie is die heiligste naam bo elke naam, en aanbidding voor versoeking, soos ek aanbidding voor versoeking, voor alle versoeking, is om hom lof te gee. Here, u naam is die naam bo elke naam. U naam is kragtig. Dit is om hom te aanbid. Kom ons fokus 'n bietjie eers op wie God is, nie op ons probleme of op ons versoeke nie. Ag Here, help my gou vinnig. Here, sal u my help? Nee. Kom ons fokus. Kom ek daag jou uit. Verander 'n bietjie jou fokus, jou fokus om God eerbied te gee, om hom eerste eer te gee. Dan sal jy sien hoe verander dinge. Kan ek vanaand dit vir jou sê? Deel hierdie gebede, want baie mense sê, my gebed kom nie by God uit nie.
in die atmosferiese hemelryk waar die demone opereer, en ek is hier so besig met goed, né? Dis vir my baie interessant, weer eens om dit te kan besef, is dat, ek wil hê jy moet vanaand iets hoor, en jy kan my maar stenig, jy kan afklim, jy kan sê, ek wil nooit weer na jou luister nie, maar as jou gebede nie in opregtheid kom nie, as jy God nie eer gee nie, as jy iets nie vanaand, ek wil dit nou vir jou stel, is dat, as jy nie met geloof bid nie, kom ek stel dit vanaand so, as jy nie vanaand bid om te sê, of in jou lewe bid, om so dat jou gebed God se ore moet raak nie, gebruik en gryp die demone in jou gebed, dalk kom, dis hoekom jou gebed nie dalk by die Here uitkom nie. Ons moet hom eerbied gee, ons moet danksegging gee, ons moet aanbidding gee. God wil nie net, hy wil daar wees om jou te help natuurlik, Sondag gaan ons daaroor praat, maar hy wil nie net daar wees om elke keer net, wanneer jy bid, jou versoeke te hoor nie. Hy wil hê dat jy vir hom sê vir 'n slag hoe lief jy hom het, dat jy werklik nie skaam is vir sy naam nie, dat jy eerbied sal gee vir sy naam, dat jy regtig by hom sal uitkom, dat jy hom sal loof en prys, dat jy onder sy, dan kom en dan sê hy, laat u koninkryk kom, hoor daar, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Wat beteken dit? Ons onderwerp ons onder God se wil. Dis wat dit beteken. As ek en jy sê vanaand dat ons in die koninkryk wil ingaan, of laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, ons onderwerp ons onder sy wil, nie ons wil nie. Ons onderwerp ons. Gebed is nie om God te buig nie, soos baie mense wil doen nie, maar om onsself te buig. Hoor daar wat sê Psalm vir ons daar. Hy sê 95, hy sê, laat ons neerbuig, laat ons knie buig voor die Allerhoogste. Laat ons knie buig. Dan sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood, ons is nou klaar, ons is amper klaar. God gee ons elke keer gee ons vandag ons daaglikse brood. God voorsien in ons daaglikse behoeftes, afhanklikheid dag vir dag. Waarom? Ek praat bietjie Sondag oor juis hierdie Matteus 6, daarvan af vers 25. Waarom kwel julle dan oor die dag van môre? Maar ek wil nie nou te veel oor dit sê nie. Nou dink jy, okay, ek het nou klaar gehoor, dan kom ek nie kerk toe nie. God weet wat het ons nodig. God weet wat het ons nodig. Nie altyd wat ons wil hê nie. As dit maar so maklik was. Hoor vers 12, dan kom hy dan sê, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Is dit nie mooi nie? Hoor tog gou mooi. Gebed vra bietjie selfondersoek. Vergeef 'n bietjie jouself. Vergeef 'n bietjie mense wat teen jou opgetree het. Vergifnis ontvang en gee. Vergifnis is juis die kruis. Is juis dat die kruis die senterpunt is, die sentrale punt is van ons godsdiens. Vergifnis is juis om te gee, die genade. As ek en jy genade wil hê van God, dan moet ons bietjie genade ook gee. Amen, is dit nie so nie? Onvergewensgesindheid blokkeer jou gebede. Vers 14 en 15, dit kan jy maar gaan lees, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal ons hemelse Vader julle oortreding, maar as jy ons die mense hulle oortredinge vergewe, sal God jou oortredinge nie vergewe nie. Ek sê dit altyd, al sit jy vir 30, 40 jaar in dieselfde plek, in dieselfde kerk, in dieselfde magsposisie, maar as jy onvergewensgesindheid het, dan beteken dit zero, dan beteken dit absoluut niks. Jou sielsaligheid is onder die mat. Jy het wel 'n posisie daar ingestel deur mense, maar deur God, jy beïndruk God nie met jou posisie nie. Jy beïndruk God deur juis om hierdie dinge te doen. Om so baie moetswillige goed te doen teenoor die wil van God en onder die koninkryk van die Here nie, maar om God se wil te doen en om te vergewe beteken om totaal en al te surrender, om oor te gee. Om oor te gee. Dis wat dit beteken. Ek sê dit vanaand, want die Bybel gee ons 'n duidelike skrif daarvoor. As jy vanaand kind van die Here iemand hulle oortredinge vergewe, sal God jou vergewe. As jy dit nie doen nie, gaan God jou nie vergewe nie. So easy, so maklik soos dit, so maklik soos dit. Lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, vers 13. Want aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid
tot in alle ewigheid. Ek gaan hierdie gou combine. Ons het God se beskerming nodig. Ek weet nie van jou nie. Ek het eendag gehoor iemand sê vir my, paar keer wat mense al gesê het, kind van die Here, God beskerm jou altyd. Nee, God wil hê jy moet hom vra. God wil hê jy moet hom vra dat hy ons sal beskerm. Hy wat vernag by die Allerhoogste sit. Hy sal sy engele stuur. Weet jy, kan ek vanaand vir jou sê, om dit te kan bid, God wil weet dat jy afhanklik is van sy beskerming. Geestelike stryd is 'n werklikheid. Al is dit net vir jou gedagtes. Daar is meer engele wat vir jou wil veg as demone wat teen jou veg. Eers, maar jy dink so baie keer die demone agter elke bos skop jy die duiwel uit. Nee man, kom man, begin geestelik volwasse raak. Begin 'n bietjie die geestelike voeding in jou lewe kry. Hierdie kragtige modelgebed van Matteus 6 wat die Here ons leer. Weet jy wat dit beteken as ek vanaand vir jou sê dat daar is krag in gebed, daar is krag in beskerming, daar is meer engele wat vir jou veg as demone wat teen jou veg. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Gebed is die geestelike wapen. Gaan lees dit in Efesiërs 6 vers 18. Kan ek dit vir jou lees? Wendy, wil jy dit nie gou vir my opsit nie terwille van tyd? Ek vang nou lekker vuur hierso, so ek wil nie nou nog rondblaai. Efesiërs 6 vers 18. Jo, ek weet nie, vanaand is my mond verskriklik terug. Hoor gou. Is dit nie? Sean, baie mooi, baie mooi. Psalm 91 is my vrou se gunsteling. Dis ongelooflik. Efesiërs 6 vers 18. Gebed is die geestelike wapen. Dit kan jy vanaand neerskryf. Terwyl jy met alle gebede en smekinge by elke geleentheid bid in die gees, hoor daar. En juis daartoe waar met alle volharding en smekinge vir alle heiliges. Kom ek kyk gou wat sê hy daar verder. Daar sê ja, Efesiërs 6 vers 18. Is dit nie mooi nie? Want aan U behoort die koning. Wat leer ons vanaand uit hierdie gedeelte uit? Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kan ek en jy vir 'n slag en vir verandering 'n bietjie God gesentreerd raak? Kan ons 'n bietjie nie net self gesentreerd raak nie? Kan ons 'n bietjie God gesentreerd raak? Gebed sluit alle lewensterreine in, hoor. Bearbeid en benat alles met gebed, met danksegging, hoor wat sê hy daar, met smeking, met elke geleentheid, met danksegging, met aanbidding, met lofprysing, met versoeke, beskerm ons Here, voorsien, hoor wat sê hy, nie is 'n versoek, in Matteus 6, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis 'n versoek. Ek sê nou nie heeltemal sluit jou versoeke, ek moet tog maar net dit ook by sê. Dit gaan nie net oor versoekings nie, maar dit gee ook dat ons dit stop by demons, guided by angels. Amen, maar dis baie mooi gesê. Dis baie mooi gesê. Geliefdes, ek sluit af vanaand om vir jou te sê dat gebed vra vertroue, gehoorsaamheid en nederigheid. So maklik soos dit. So maklik. Eenvoudig. Dood eenvoudig. Gebed is bedoel vir elke daaglikse gebruik. Soos Bybel lees. Daar is tye wat ons dalk minder bid is, ander tye minder bid. God verwag ook nie dat ons 24 uur van die dag met die Bybel onder die arm loop nie. Maar skep 'n geleentheid. Wanneer ek en jy God gesentreerd raak, dan skep ons geleenthede om met die Allerhoogste en die Allerheiligste te praat en oor hom te kan praat. Is dit nie mooi nie? Dankie dat jy vanaand geluister het. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. Kom ons sluit af vanaand dan met Matteus 6 vers, of met Matteus die Onse Vader. Kan ek vanaand sommer met dit afsluit en mag julle geseënde week hê, mag julle regtig luister, dankie weer eens. Ek glo en vertrou dat ons op die gehoorsaamheid pad is, op die evangelie waar, laat die evangelie waar loop. Dankie manne, dankie dat julle opgestaan het, dankie dat julle kom luister het, na simpel ou soos ek se getuie gisteraan, en regtig, ek wil jou nog steeds bemoedig om vas te staan, om daar te wees, en om altyd daar te wees. Maak en koop die tyd uit. Dis lekker.
Hy sê dan, so moet julle dan bid, ek sluit hiermee af. Baie dankie dat julle saam geluister het, mag die Here julle werklik seën, en mag hy saam met julle gaan deur hierdie tyd. Ek het 'n vraag wat ek 'n rukkie al op my gedagte het, is wanneer sal ek weet wanneer ek reg is om gedoop te word? Sean, om gedoop te word is na bekering. As 'n mens jou hart vir die Here totaal en al oorgegee het, as jy 180 grade draai gemaak het, en 'n ou stap die pad van die Here, dan wil 'n ou die ou lewe af lê. Doop beteken dat 'n mens, dis die geestelike begrafnis. Ek wil dit vir jou so beduidelik, wanneer iemand se aardse stryd klaar is, en hulle blaas hulle asem uit, dan word die fisiese liggaam begrawe. Maar doop beteken dat ons ou lewe begrawe. Ons onderdompel ons. Daarom kom hy, dan sê hy, dis hoekom ek glo dat kinderinseëning vir my baie belangriker is as kinderdoop, want ons doop ons wanneer ons self tot bekering kom, insig, wanneer ons die Gees wil onderskeid het, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, en dan doop ons. Die woord van die Here sê, gemaak disippels van alle nasie, leer hulle. So wanneer ons hulle leer, wanneer ons mense tot bekering kom, wanneer Markus sê vir ons ook, bekeer jou en laat jou doop. So jy sal, wanneer jy bekeerd is, wanneer jy jou hart totaal en al vir die Here oorgegee het, en jy na heiligmaking smag, dan gaan jy kom en sê, weet jy wat, ek wil my nou laat doop. So dis die geestelike begrafnis. So met ander woorde, ek het die gelykvormigheid van die wêreld, ek het die wêreld afgelê, en nou kom ek en ek kom doop my daaruit. So ek hoop dit beantwoord jou daaruit. So die Heilige Gees sal vir jou sê, jy sal ook die oortuiging van vrede in jou hart hê, om te weet, goed, ek is nou reg, en dan doop ek myself. So, of dan word 'n mens gedoop. So dit is maar ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. Dankie Wendy, daar antwoord Wendy dit ook. Sy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Hoor gou mooi wat sê sy, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So hoor jy daar, so daar beskryf sy dit nou vir ons, daar in Romeine 6 vers 4. So, ek hoop dit antwoord jou op somme, net op 'n maklike manier, as ek dit vir jou so kan sê, Sean. Dankie vir die vraag, hoor, ek waardeer dit regtig. So ja, jy begin jou nuwe bekeerde lewe in Christus, dis wat dit is, ja. Dankie vir daai vraag, dit beteken baie. Goed, kom ons sluit af. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons al ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ek wil vanaand net vir jou sê, dat hierdie liefdevolle God, deur hierdie gebede, as ek en jy ek gaan nog ook weer 'n preek oor dit doen, in 'n ander vorm, ek het al, as Jesus, toe Jesus tussen die twee misdadigers gekruisig was, en tereg, hulle het dit verdien, en die een aan die kruis nog steeds Jesus spot, en hom nog steeds verwerp, en hom nog steeds uitjou, maar die ander ene kom en dan sê hy, dink aan my vandag, nie vergewe my sondes nie, hy weet hy sterf as 'n misdadiger, hy weet hy sterf as 'n sondaar, maar hy kies om 'n besluit te neem in oomblikke. Hoor wat antwoord Jesus hom, en dis seker een van die mooiste woorde. En hy sê, dink aan my vandag as jy in die paradys kom, en Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoor hoe mooi is dit nie mooi nie? Jy kry sommer so salwing terwyl ek hier sit. Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons wil partykeer te veel goed uitredeneer, maar ek moet ook nou klaar maak, want hier gaan ek nou alweer.
Ons wil partykeer te veel goed uitredeneer. Ons hoef nie. Ons hoef nie. 1 Johannes 8:9 As ons sonde bely, hy is getrou regverdig om al ons oortredinge te vergewe. Ons doen 'n belydenis. Dis so ons gaan. Ons kan niks in ons verlede verander nie. Ons het dit gedoen. Maar weet jy wat? Jesus Christus kom en dan sê hy, ek is getrou om al jou oortredinge te vergewe. En Jesus antwoord, kyk hoe smart is my nie. Hoor wat, kyk daar's, en Jesus antwoord, een van die mooiste woorde, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is dit nie mooi nie? Jesus like jou. Dankie dat jy saam geluister het. Jy moet 'n geseënde naam. Nooi mense uit. Nooi mense, kom wees 'n sielewenner. Kom kry en wees deel. Ek sê altyd, ek wil vanaand net afsluit om te sê, het jy 'n siel vir hom? Amen.